Ons luister vanoggend na die Here se woord vanuit 1 Korintiërs 1 vers 17 tot 31 en ons gaan voort met ons behandeling van die Heidelbergse Katekismus. Sondag 6 gaan ons by stil staan en ons gaan dan eers saam lees 1 Korintiërs 1, die brief van die apostel Paulus aan die Korintiërs, 1 Korintiërs 1 van vers 17 tot aan die einde van die hoofstuk. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense, en wat swak is by God, is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie magtig is, nie baie edel is nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Ons lees tot sover uit die Here se woord, uit ons belydenis, Sondag 6. Jy sal onthou in Sondag 5 gaan dit oor die middelaar van die Here se verbond, wat ware mens en ware God moet wees. En in Sondag 6 begin vraag 16 deur te vra, waarom moet hy 'n waarige en regverdige mens wees? En dan die antwoord, omdat die geregtigheid van God eis, dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Dan vraag 17, waarom moet hy terselfdertyd ware God wees? Die antwoord, om deur die krag van sy godheid die las van die toorn van God aan sy mensheid te kan dra, en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. Dan vraag 18, en ons gaan in die prediking besonder ook op hierdie antwoord fokus. Vraag 18, wie is hierdie middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is? Die antwoord, ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Daardie woorde is amper woordeliks vers 30 van 1 Korintiërs 1. En dan vraag 19, waaruit weet jy dit? Die antwoord, uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het. Daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig, en deur die offers en ander seremonies wat die wet laat uitbeeld. Eindelik het hy dit deur sy eniggebore seun vervul. Deur 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God, en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.
Geliefde gemeente, wie is hierdie middelaar wat tegelyk ware God en ware mens is? Dit is die vraag in ons belydenis wat ons uiteindelik by die identiteit van ons Here Jesus uitbring. Ons belydenis bou so mooi, eenvoudig en logies tot op hierdie hoogtepunt. Jy sal onthou ons in Sondag 2 tot 4 bely dat ons in sonde verlore is. Die sonde maak ons skuldig voor God. Dit maak ook dat ons geneig is om God en ons naaste te haat. Ons staan van nature voor hom skuldig, sodat hy eintlik heeltemal regverdig sou wees as hy ons wou veroordeel en ons met die ewige dood in die hel sou wou straf. So staan ons voor God vanweë die sonde, skuldig en vyandig. Iets, of uiteindelik iemand, is nodig om hierdie heerlike gemeenskap met God te kom herstel. Iemand moet kom, iets moet gebeur, sodat ons aan die ewige dood kan ontkom. En ons het ook gehoor, ons kan nie self dit wat moet gebeur bewerk nie. Ons kan nie onsself van die sonde se greep bevry nie. En daar is ook 'n ander skepsel wat dit kan doen nie. En dan leer ons in ons belydenis wat die kwalifikasies moet wees van 'n waardige middelaar. Hy moet ware mens wees. Die mens het gesondig, daarom moet die mens betaal vir sonde. Maar hy moet ook regverdige mens wees. Hy moet in homself regverdig voor God wees. Een skuldenaar kan nie 'n ander se skuld afbetaal nie. Maar om die toorn van God oor ons sonde te kan dra, moet die middelaar ook ware God wees. Dit is die amptskwalifikasies vir die verbondsmiddelaar. Dit is die vereiste wat gestel word vir hom, wat die gemeenskap tussen God en mens moet kom herstel. Ons belydenis bou die verwagting op. En uiteindelik kom die vraag, wie is dan hierdie middelaar? Wie is dit wat gegee is om hierdie geweldige taak uit te voer? En dan juig ons antwoord, ons Here Jesus Christus. Hy is deur die Vader gegee as waardige losprys vir ons siele. Hy is deur die Vader gegee as eersgeborene uit die dode. Hy is gegee sodat ons hom deur die geloof mag ontvang. In Christus is die volle skat van God se genade vir ons beliggaam. Ons hoor immers in ons skrifgedeelte, ons is in hom, deur die Heilige Gees, met hom verenig, sodat die Vader ons met hom vereenselwig. Nou wat behels dan daardie skat van God se genade? Ons belydenis en ons skrifgedeelte maak dit vir ons in die eerste plek duidelik. Christus is ons wysheid. In ons skrifgedeelte hoor ons Paulus skrywe aan die gemeente in Korinthe 'n brief. Korinthe was in daardie tyd 'n groot en belangrike Griekse stad. En deur die verkondiging van die evangelie het daar ook 'n gemeente tot stand gekom. Maar daar het baie spoedig in hierdie gemeente groot probleme ontstaan. En daardie probleme het alles te maak gehad met die kultuur van Korinthe in daardie tyd. En dit kan ons maar terloops noem, broer en suster, as die omliggende heersende kultuur die kerk beïnvloed, dan het die kerk probleme, dan het die kerk moeilikheid. Maar as die kerk daarenteen sout en lig is en die omliggende kultuur vanuit die woord beïnvloed, dan is dit vir gemeentes, vir gemeenskappe en uiteindelik vir volke tot geweldige seën. Maar dit is ongelukkig nie wat in die gemeente van Korinthe gebeur het nie. Baie kenmerkend van die Grieks-Korintiese kultuur van daardie tyd was hulle beheptheid met menslike wysheid. Mense was baie gesteld op die wysheid van woorde. As iemand 'n goeie praatvermoë gehad het, sou hulle maklik na sy boodskap luister. Hulle was met ander woorde lief vir goeie retoriek. Maar dit was ook 'n stad wat geweldig statusbewus was. Ryk en arm was 'n belangrike saak. Mense het dan na die een en dan na die ander wysgeer of filosoof se onderrig geluister en dit oordink. En dan sou hulle dit navolg met die doel om 'n beter lewe vir die hier en nou te verkry.
In daardie tyd het die wysgeere, die filosofe rondgereis en praatjies gehou om mense met groot kunsinnigheid van hulle eie wysheid te oortuig. Die een mens sou dan die een filosoof in sy leefwyse navolg en die ander mens die ander filosoof. Hulle was deur en deur gerig op algemene woorde van wysheid. Wysheid wat hulle status, hulle weelde, ons kan sê dalk hulle lewenskwaliteit bevorder. Weet jy broer en suster, dit is nou Korinthe se omstandighede van 2000 jaar terug, maar ons sien hierdie tipe gedrag vandag nog. Jy sal nie ver op die internet hoef te soek vir allerhande mense uit allerhande oorde wat jou van allerhande wyshede wil wys maak nie. En baie daarvan is ook maar net gerig op die hier en die nou. En daar sal ons beslis ook heel wat sinvolle raad vind, maar niks om met die evangelie van Christus gelyk te stel nie, niks om jou lewe geheel en al op te baseer nie. In die gemeente van Korinthe het daar ongelukkig vanweë die kultuur, verdeeldheid ontstaan. Verskillende manne het die woord en die doop daar in die gemeente bedien, Paulus, Apollos en Petrus, maar die lidmate het hulle prediking begin sien in dieselfde lig as hulle motiveringssprekers se woorde van wysheid. En dan het sommige mense hulle self Paulus se navolgers genoem en ander weer Petrus se en ander weer Apollos se. Die evangelie het gedreig om in 'n sin maar net vir hulle nog 'n wysheidswoord te word. Iets wat hulle dalk, om dit nou maar so te sê, op hulle karre se agterkant te kan plak, iets wat hulle dalk saam met 'n klomp ander wysheidswoorde op hulle WhatsApp statusse kan sit. Dit en niks meer nie. En daarom het Paulus hierdie brief met groot dringendheid geskryf. Ons hoor dan ook in vers 17, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. As dit kom by die evangelie, dan is dit nie 'n saak van woordewysheid nie. Paulus het doelbewus vir die Korintiërs sy boodskap eenvoudig gebring, sodat die waarheid nie tot niet gemaak sou word nie, sodat die kruis van Christus gesien kon word soos dit is, nie maar net as nog 'n mooi boodskapie nie. En dan hoor ons in ons skrifgedeelte hoe Paulus die wysheid van God kontrasteer met die wysheid van mense. God se wysheid klink vir mense dwaas. Die evangelie sê immers dat die groot redder van die mensdom aan 'n kruis gesterf het. Vir die Jode, so hoor ons, was dit 'n struikelblok. Hulle wou 'n sterk Messias koning hê. Hulle wou nie weet van sonde wat eers betaal moet word nie. Dit het vir hulle heeltemal te onpolities geklink. En vir die Grieke was die evangelie gewoon dwaasheid. Die inhoud het vir hulle stomp en dom en oningelig geklink. Oorwinning aan die kruis, die seun van God wat mens moet word en sterf. Hulle sou dit afwys as waansinnigheid, as dwaasheid. Maar nou hoor ons, by God is dit wysheid. Hy het die armes, die geringes gekies om sy heerlikheid in hulle tot uitdrukking te laat kom. Wyses het die evangelie verwerp, omdat dit vir hulle soos dwaasheid geklink het. Maar hulle wat in die tyd van ons skrifgedeelte gereken is as dwaase en oningeligte mense, hulle het die evangelie geglo. Hulle is toe eintlik God se uitverkorenes. Die Here het die swakkes uitgekies, sodat geen mens gronde sou hê om voor hom te roem nie. Niemand moet kan spog dat sy eie wysheid hom tot die geloof gebring het nie. En daarom het die Here hom in Korinthe laat verheerlik aan die hand van die swakkes, die geringes, wat die evangelie van die kruis deur die geloof aangeneem het. Die ware wysheid kom van God af, en hy het Christus vir ons tot wysheid gemaak. Sy volkome wysheid, dat hy alles weet en dat hy weet wat om met sy alwetendheid te doen, het hy in Christus aan ons geopenbaar. Dit beklemtoon Paulus
op 'n ander plek in Kolossense 2 waar hy sê, want ek wil nie hê wat ek wil hê dat julle moet weet, wat 'n groot stryd ek oor julle het, en oor die wat in Laodicea is, en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie, dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde, en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken, wat God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. God openbaar sy gedagtes, sy besluit, sy wee en sy wil vir ons genoegsaam in Christus. Elke skat van kennis en wysheid wat ons ooit kan begeer, is in Christus opgesluit. En dit beteken dan ook dat enige kennis wat teen God se wysheid in Christus ingaan, nie werd is om geglo te word nie. Dis ook nie werd om as wysheid toegepas te word nie. Wysheid is mos om kennis reg toe te pas. En dit kan ons alleen doen as ons vir Christus ken, as ons hom persoonlik ken. Dit wat ons in Christus leer bied veel meer as woordewysheid, dit bied vir ons veel meer as wysheid net vir hierdie lewe. Dit bied vir ons die volkome eksklusiewe wysheid. As ons Christus ken ons God se wysheid en God is in beheer. God is volgens sy wysheid in die bestuur aan die bestuur van die wêreldgeskiedenis. En ook is God kragtig om sy wysheid geheel en al tot uitvoering te bring. Dit leer ons in Jesus Christus van hom ken. Sy wysheid is vir ons goed. Dit is vir ons goed tot in ewigheid. Want, so hoor ons in ons skrifgedeelte, die skat van God se wysheid het vir ons uitgeloop ook op geregtigheid. Die Here het ons deur sy Gees met Christus verenig. Daardeur is Christus vir ons tot wysheid. Ons leer God se wysheid in hom ken. En uit daardie wysheid vloei vir ons geregtigheid. Tye broer en suster, geregtigheid, ons geregtigheid is volgens ons belydenis die groot probleem. God se geregtigheid eis dat ons in alles aan sy verbondseise gehoorsaam moet wees, sodat ons die toets van sy oordeel kan deurstaan. En ons kan nie. Ons sit dan met 'n lewensomvattende probleem. Ons is van nature nie reg voor God nie. Ons is in die skuld vanweë ons sonde en ons kan nie die skuld betaal nie. Maar God se wysheid behels 'n gekruisigde Christus, 'n middelaar wat die prys vir ons sondes betaal het. Een wat volkome mens is, daar is geen kwessie oor nie. Hy het 'n menslike liggaam, siel en gees, maar een wat ook 'n regverdige mens is, een wat aan die eis van God se geregtigheid gehoorsaam kan wees, een wat die toets van sy oordeel kan deurstaan. Ons hoor immers in Hebreërs 4 vers 14 tot 15 van Christus, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Daarom is hy die waardige middelaar, die een wat vrede tussen ons en God kan bemiddel, kan bewerk. Maar hoe heerlik kom tog God se wysheid nie tot uitdrukking in ons middelaar se godheid nie. Hy is waarlik God, terwille daarvan dat hy die toorn van God sou kon dra en aan ons sy geregtigheid sou kon uitdeel. Terwille daarvan dat sy geregtigheid so waardevol kan wees, dat ons wat sondaars is, daaruit die ewige lewe mag kry. So is God die Seun een persoon met twee nature, nature wat onvermeng, onveranderd, ongeskei en onverdeeld is. Dit is die wonder van ons middelaar. God se wysheid daarin is so groot, ons kan dit nie eers begryp nie, ons kan dit nie met ons verstand omvat nie. Ons hoor immers in 1 Timoteus 3 vers 16, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, God is geopenbaar in die vlees.
As ons in hom glo, as ons in Christus glo, verklaar die Here ons regverdig. Dan is die woord van die kruis nie meer vir ons dwaasheid nie, maar ons hoor daarin die krag en die wysheid van God. As ons die geregtigheid van God in Christus begryp en glo, dan klink die kruis en die verbondsmiddelaar nie vir ons dom nie, dit verbly ons, omdat ons besef dat God sy offerlam daarin vir ons voorsien het. Dit verbuister ons, want ons sou nooit so wonder kon bedink of bewerk nie. En dan is die evangelie vir ons veel meer as net 'n mooi boodskapie. Dis die kruis, die rigsnoer en fundament van ons hele lewe. En daarom hoor ons ook in ons fokusvers dat die wysheid van God in Christus vir ons behels heiligmaking. Christus is God se wysheid in ons regverdigmaking. Hy het ons skuld betaal en die ewige lewe vir ons verwerf. Ons sondeskuld is dus voor God afgeskryf. Maar God maak ons ook wat ons in Christus is. Hy maak ons heilig deur sy Gees. Die oomblik wat iemand in Christus glo, dan is die geregtigheid voor God syne. Maar dan skakel Christus ook die geregtigheid wat hy vir ons verwerf het in ons aan die werk. Daar begin 'n proses in ons. Die Heilige Gees lei ons om al hoe meer die beeld van Christus te vertoon. Hy lei ons in God se wysheid voort. En dan groei ons in heiligheid. Ons groei om al hoe meer afgesonderd van die kwaad en al hoe meer skoon vir die Here te leef. Dit, broeder en suster, is die beginsel wat ons lewens definieer. Ons leef nie volgens allerlei wyshede van mense nie, ons leef vir die Here. Ons leef om in hom te groei. Die heiligmaking is ook iets wat Christus met sy bloed vir ons gekoop het. Anders was ons sonde skuld wel voor die Here weg, maar ons sonde smet, ons vuilheid sou gebly het. En om in die sonde verstrengel te leef is geen lewe nie. Dit bied geen vervulling nie, al laat die wêreld dit ook hoe mooi en aanloklik lyk. Christus is vir ons gegee tot heiligmaking. So hoor ons in die woord, so bely ons in die belydenis. En daarom is dit so verskriklik verkeerd om God se genade as 'n verskoning te gebruik om aan te hou sondig. Dan misken ons eintlik die omvang van die verlossing wat God vir ons in Christus bewerk het. Ons misken dan ook die grootsheid van God se wysheid. Ons sou dan sê, God is wys genoeg om ons in beginsel geregtigheid te gee, maar nie wys genoeg om dit wat hy in beginsel vir ons gegee het in ons lewens te verwerklik nie. En dit weet ons is nie so nie. God verheerlik homself deur sy heiligheid in ons lewens 'n werklikheid te maak. Dit is die heiligmaking. Die Gees werk dit in ons, maar ons word ook daartoe opgeroep. Dis iets wat die Gees doen, maar ook iets waaraan ons deelneem. So hoor ons in Filippense 2 vers 12 tot 13, waar Paulus die opdrag gee, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. God werk in sy wysheid die heiligmaking in ons, en hy doen dit op so 'n manier dat ons kan sê dis sy genade, maar ook ons verantwoordelikheid. Elke lewe wat gebou is op God se wysheid in die kruis, jaag die heiligmaking na. Ons jaag dit na, want daarsonder sal niemand God sien nie, sê die Hebreërskrywer. God se wysheid het in Christus vir ons die geregtigheid en die heiligmaking van God verwerf. Maar dan hoor ons ook in ons fokusvers van die verlossing. Die woord wat hier met verlossing vertaal is, dui in die oorspronklike Grieks op 'n losprys wat betaal is om 'n slaaf te bevry. En nou weet ons, dit is ook wat God in Christus vir ons gedoen het. Hy het ons bevry van die slawerny van die sonde. Jesus die middelaar is die losprys.
Maar in hierdie gedeelte se verband gaan dit oor 'n spesifieke aspek van die verlossing. Ons belydenis vertolk dit mooi met die woorde volkome verlossing. Dit gaan hier oor die verlossing in sy volledigheid, in sy voltooidheid. Dat God ons van die sonde en al die ellende wat daarmee saamkom, verlos. Ons moet mooi besef, broer en suster, God se verlossing is nie voltooi by ons wedergeboorte nie. Dis ook nie voltooi wanneer hy jou regverdig verklaar in Christus nie. Dis ook nie voltooi by jou heiligmaking nie. Dit is ook nog nie eers voltooi wanneer jy doodgaan en jou siel by die Here is nie. Dit moet ons ter harte neem. Wanneer ons met ons siele in die hemel, in die heerlikheid by God is ons verlossing nog nie voltooi nie. Baie keer dink en praat gelowiges asof die Here by ons dood vir ons alles gee wat Christus vir ons verwerf het. Maar as ons die Bybel mooi lees, dan is dit nie so nie. Ons verlossing en dus God se wysheid is selfs nog groter as dit. Ons verlossing is eers voltooi wanneer ons liggame uit die dood opgewek word. God red nie net 'n stuk van jou nie. Hy red nie net jou siel nie. Dan sou hy die dood net gedeeltelik oorwin het. Wanneer ons siele met ons liggame herenig word op die laaste dag, wanneer ons dan uit die grafte opstaan met liggame wat verheerlik is, dan is ons verlossing voltooi. God sal nie eers hierdie swak liggame van ons aan die dood afgee nie, maar hy sal dit volkome nuut maak. Ook daardie volkome verlossing, met ander woorde, is 'n skat van God se wysheid. Die wysheid wat vir die wêreld dwaas klink en dwaas lyk, maar die wysheid wat die krag van God aan ons openbaar. Ten spyte van sonde, ten spyte van skuld, ten spyte van die dood, ten spyte van verganklikheid, ten spyte van enige lyding, het God se wysheid in Christus vir jou verwerf volkome geregtigheid, volkome heiligheid en volkome verlossing. Dit is sy wysheid, sodat ons nie in ons eie wyshede mag roem nie, maar ons in sy wysheid mag verbly. Dit is die evangelie van die kruis, wat van voor tot agter in die Bybel aan ons geopenbaar word. Geliefde gemeente, wie is dan hierdie middelaar wat tegelyk ware God en ware mens is? Wie is die middelaar wat God alleen in sy wysheid kon gee? Wat is daarop jou antwoord? Wysheid van woorde of die sogenaamde dwaasheid van die kruis? Mag die wysheid van God in Christus ons lewens rig. Mag dit ons verbuister sodat ons daaroor kan verwonder. En mag ons uiteindelik in die woorde van Romeine 11 vers 33 tot 36 juig. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van God geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.